Elkeen van ons het 'n beker. En daai beker van jou is gevul met hartseer en met genade. En ek het my beker al 'n paar keer in die oë gekyk en ek het vrede daarmee, want saam met die beker kom die krag en die genade om daai beker te kan drink. En die genade is altyd meer as die uitdaging. Dit het ek ook langs die pad uitgevind. Die genade oortref altyd die seer. Klokslag, kan jy maar weet. Hierdie episode van Kerkbode Kollig is moontlik gemaak deur Civi Novus. Civi Novus se Caritas veiling vir besighede en liefdadigheidsorganisasies is 'n gereed vir gebruik WhatsApp-gebaseerde veilingmodel wat kerke, liefdadigheidsinstansies en besighede bemagtig om fondse in te samel. Vir meer inligting, kontak vir Griffin Slabbert by griffin@civinovus.co.za. Kerkbode Kollig het in Wellington gaan kuier. Dit het gekom na ons gehoor het van Benny Jansen van Rensburg. Hy is 'n afgetrede dominee wie se videogetuienis in Pinkster sy ou gemeente in trane gehad het. Benny ly aan 'n oorerflike spierkwynende siekte waarvoor daar nie genesing is nie. Hy het ook so 10 jaar terug moes baklei teen graad 4 kolonkanker, waarna sy longe en spiere versprei het. Die kanker is die afgelope 10 jaar in remissie, maar die chemoterapie het sy liggaam so verswak dat hy al meer gesukkel het om te loop. Die laaste jaar is hy in 'n reistool. Dit alles kon hy hanteer, sê Benny, maar toe hy 'n maand terug op sy kop geval het en in die bed moes bly, het hy vir die eerste keer bang geword vir wat voorlê. Dit is so dat, jy weet, toe ek 20 jaar terug hier gekom het, was ek 'n lekker effektiewe dominee. Ek het my werk gedoen en vinnig en beweeg. En langs die pad het die Here gekom en my letterlik stadiger gemaak. En my pad het maar geloop en hierdie spiersiekte het uiteindelik toe gelei dat ek so 5 jaar terug het ek maar afgegaan op mediese ongeskiktheid. En alles was vir my nog hanteerbaar. Ek kon nog met 'n kierie en met 'n loopraam kon ek darm nog oor die weg kom en 'n bietjie uitkom en 'n bietjie ding, maar die afgelope paar maande het die spiersiekte agteruit gegaan, soveel so dat ek toe nou in die hospitaal beland het, soos jy gesê het, en toe ek daar uitkom, want ek het infeksies opgetel daar, toe is ek geweldig swak. Ek kon toe skaars van die bed af in die badkamer kom, en toe die naweek, na Paasnaweek, het ek op pad na die badkamer toe, het ek verskriklike val gehad, bo oor die loopraam, reguit op my kop, my neus gebreek, harsingskudding opgedoen, en jy weet, as ek val, ons het een van hierdie patient hoists, want jy kan my nie optel, sommer maar net optel nie. Die dokters moes kom en is 4 mense en dis my oplig en weer op die bed kry. En toe het 'n moeilike tyd begin. Van die skok dink ek het ek weer infeksie gekry en toe was ek eintlik maar bedlêend en ek het so swak geraak dat ek kon skaars opkom uit die bed uit. En vir die eerste keer in my lewe het ek regtig 'n angstigheid begin voel. Jy's hulpeloos, jy kan nie opstaan nie, jy's in doeke, jy kan nie eens jouself behoorlik omdraai nie. Ek kon selfs later nie eintlik eens meer bid nie. En vir my is dit vreemd, jy weet. Ek moet sê, ek het my maar gegryp na die woord wat vir my geleer het dat daar is nie so ding soos 'n superdisipel nie. Ek het eintlik maar agtergekom, veral as jy Markus lees en die evangelies, dat die disippels was maar altyd bang. Daar staan dikwels, hulle die Here gevolg terwyl hulle gevrees het, terwyl hulle bang was. En ek het toe besef, maar dis oukei om bang te wees. Ek mag maar bang wees. Ek mag maar benoud wees. Ek mag selfs maar soms ook sê, ek kan eintlik nie eens meer bid nie. Ek kon net prewel. Here, help my. Maar hoe meer ek daaroor gedink het, hoe meer het ek besef, selfs in hierdie donkerste dieptes waar ek my bevind het, wou ek nooit weg van die Here nie. Inteendeel, ek het gevoel, ek wil nie 'n las wees nie. Ek wil nie 'n las wees vir my vrou nie. Ek kan mos nie so leef nie.
Jy weet, miskien is dit beter as die Here my kom haal. Maar nou ja, dit is wat ek geword het. En dit is waar ek vandag is. Benny, sê vir my, jy het toe ons vroeër gesels het jy so mooi aanhaling aangehaal van Henry Nouwen, wat sê die Here gee vir ons elkeen 'n genadebeker om te drink. Wat gee vir jou genade om elke dag op te staan? Weet jy, toe ek siek geraak het destyds, dit was nogal met die kanker al, het ek 'n boekie raak geloop, is net so 'n ou dun boekie, wat Henry Nouwen geskryf het. Ons weet almal wie hy is, die Katolieke ou wat by daai oord gaan bly het met die mense wat verstandelik gestrem was. En baie boeke geskryf. Baie boeke geskryf het, wonderlike boeke. En die boekie se naam is Can You Drink the Cup? En daar praat hy oor hierdie lydensbeker wat ons elkeen moet drink. En daar sê hy, elkeen van ons het 'n beker. En daai beker van jou is gevul met hartseer en met genade. En hy sê, jou beker is jou beker. Hy sê, dis amper soos wyn drink. Jy moet daai beker van jou, moet jy in die oë kyk, en jy moet besef, hierdie is my beker. Net ek kan hom drink. En wat hy ook sê, wat wonderlik is, soos wat jy daai beker ledig, word dit ook jou weg tot die ewigheid. En ek het my beker al 'n paar keer in die oë gekyk, en ek het vrede daarmee. Dis my beker. En ek is net dankbaar dat hierdie beker is my beker. Dit is nie my vrou of een van my kinders nie. Dat ek die beker gekry het om te drink. Want saam met die beker kom die krag en die genade om daai beker te kan drink. En die genade is altyd meer as die uitdaging. Dit het ek ook langs die pad uitgevind. Die genade oortref altyd die seer. Klokslag, kan jy maar weet. Jy het nog genoem van jou vrou, dat dit is in mense wat jy ook die sorg en die liefde van die Here sien. Absoluut. Jy het ook 'n paar oulike vriende wat vir jou 'n besondere stoel gemaak het, is dit? Ja, joh, ek het sulke wonderlike vriende. Jy weet, hulle kom kuier en hulle bid vir my, en baie keer is hulle eintlik lastig, so baie kom hulle hier. Maar ek is so dankbaar ook daarvoor, jy weet, want jy kan hier in eensaamheid gesit het. En ja, twee van my vriende, Mike van Wyk van McSurf en Chris Smit wat by Douglas Green was. Ek het toe vir hulle gesê, manne, toe lê ek daar by die bed. Hier gaan ek doodgaan. Op hierdie bed gaan ek doodgaan. Ek moet van hierdie bed af kan afkom. Nou my behoefte was, ons praat toe. Ek moet 'n stoel hê wat my gewig kan vat eerstens. Nou daai stoel, as ek opstaan, want ek kan nog, as ek met die hospitaalbed oplig, kan ek nog regop staan met die loopbring, as Susan my bietjie help. Nou dan kan ek van daai bed af na die stoel toe gaan wat hulle vir my gemaak het. Daai stoel kan afsak. Hy word lekker laag, so jy kan maklik gaan sit. Hulle het hom toe sommer 'n komoot ook gemaak, want ek kan nie meer by die badkamer uitgekom het nie. En ek ry met daai stoel binne in die stort in, en daar stort ek binne op daai stoel. So daai stoel is 'n lewensredder. En ek het soveel waardering vir dit. Dat ek sulke vriende het wat sulke goed kan doen. Ja. Wat ek graag ook wil hoor is, wat het van jou verstaan van die Here of beleef van die Here dalk ook verander deur hierdie siekte wat jy is, hierdie beker? Ja, ek dink soos ek sê, die Here het my letterlik stadig gemaak. En ek het besef, Jesus het altyd tyd gemaak vir mense, nee. Jesus het altyd getalm as hy by mense kom. Hy was nooit haastig as hy by mense kom nie. En ek was altyd haastig. Want daar's altyd nog werk om te doen. Daar's altyd nog goed, jy weet, die goed moet loop en die goed moet jy moet deur jou dag moet kom, en ek het net besef, mense is baie belangriker as reëls, en as mense wil voel, jy gee vir hulle om, jy sien hulle raak, jy hoor hulle. En so kanker en my spiersiekte, kan ek onomwonde sê, het my 'n beter predikant gemaak as wat ek ooit was. Alhoewel ek gedink het ek is heel okay. Jy weet maar, so is 'n mens.
jy dink baie keer jy is heel okay. Ja. En ek dink die Here lag maar net. Want hy gebruik daai arrogansie wat jy maar soms het. En soms moet hy dit eers afbreek. Soms moet hy jou selfvertroue bietjie minder maak. En soms moet hy vir my moes hy letterlik kom stadig maak. En nou kan ek glad nie meer loop nie. So nou sit ek in die stoel en ek sê altyd vir Letty, ek doen nog die kerk se aanlyn Bybelskool. Dis so twee maal 'n week stuur ek 'n stemboodskap en so 'n boodskapie uit so vir 5 minute. Dit hou my aan die gang. En hier's nog baie mense wat hier by my kom kuier en ek sê altyd as hulle bereid is om hiernatoe te kom, ek is hier. As ek nie hier is nie, het ek net gou gaan draf. so, ek is maar hier elke dag. Civi Novus se Caritas veiling verander die manier waarop organisasies op volhoubare wyse inkomste kan genereer. Die stelsel is gebou rondom eenvoud, gemeenskapsbetrokkenheid en vertroue, terwyl dit aktiewe ondersteuning van ons skenkers en plaaslike netwerke bevorder. Of jy nou gebak, tweedehandse meubels of handgemaakte kunstvleite opveil, die hele proses is mobiel en kan deur enigiemand bestuur word. Vir meer inligting besoek www.civinovus.co.za.